As ons om ons kyk, dan wil dit lyk of die duiwel en die anti-kris besig is om alles in die samelewing oor te neem. Hoe bly 'n mens glo in 'n vyhandige omgewing? Hoe hou ek aan om in God te bly glo as die anti-kris al duideliker deur regeringswerk en daar in ons leefomgewing al minder plek is vir geloof in God? Die Here Jesus vra in Lukas 18 vers 8 die vraag of hy by sy terugkoms na hierdie wêreld nog enige geloof sal vind. Dit is dus waar dat dit al moeiliker sal word om in God te bly glo nader ons aan die wederkoms kom, doodgewoon omdat die aanslag op gelowiges uit alle oorde al groter sal word. Dis belangrik om Lukas 18 vers 1 tot 8 as geheel te lees, want die Here Jesus moedig ons daaraan om aan te hou bid, om die Vader aan te hou vra, al word ons sleg behandel, gebed, om aan te hou bid, help ons dus om in moeilike omstandighede te bly glo. As die Here Jesus in Lukas 21 vers 12 tot 19 praat oor al die slegte goed wat met sy volgelinge sal gebeur voor hy terugkom, dan verseker hy ons in vers 15 dat hy vir ons sal gee wat ons nodig het om in hierdie moeilike omstandighede te kan volhard, om te kan aanhou glo. Die Here sal dus in antwoord op gebed vir ons die krag gee om aan te hou glo, al word dit baie moeilik. Deur die krag van die Heilige Gees kan ons aanhou glo. Maak nie saak wat alles gebeur nie. Al het ons baie uitdagings, kan ons se geloof die pad bly loop en gelowig deur elke ding kom as ons die Here in gebed vra. As jy kyk na al die slegte goed wat om jou gebeur, kies jy om God daarmee te vertrou en vra jy vir die Here om jou te help om te bly glo, selfs al is daar baie dinge wat vir jou sê, dis nie die moeite werd om meer te glo nie.